Vriende, hartlik welkom. Ons vra vanoggend die vraag so, waar is Jesus nou? Ons het Hemelvaart gevier, Jesus wat opvaart na die hemel. Ons het Pinkster gevier, hy wat hierdie Gees by ons is. Nou, na afloop van Hemelvaart en Pinkster, waar is Jesus nou? Die oor en oog getuies van Jesus het vir ons vertel dat Jesus is op aarde gebore. Ja, hulle het vertel dat Jesus God se koninkryk aangekondig het. Dat hy gesê het, die koninkryk van God is hier, volg my. Ja, dat Jesus gevange geneem is en gelei het. Ja, dat Jesus aan 'n kruis gesterf het op Golgotha. Dat Jesus opgewek is uit die dood, dat hy verskyn het aan die disippels daarna en dat hy opgevaar het na die hemel. Maar nou vanoggend die vraag, waar is Jesus dan nou? Artikel 6 en 7 van die apostoliese geloofsbelijdenis antwoord vir ons daardie vraag, wanneer ons sê, dit lees, hy wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. So ons hoor, die belydenis kom gee vir ons die antwoord. Waar is Jesus dan nou? Hy is aan die regterhand van God. Maar as die oor en oog getuies vir ons hierdie blik op Jesus kom gee, dat Jesus op aarde gebore is, hy vertel het van God se koninkryk, hy gevange geneem is, hy gelei het, hy gesterf het aan die kruis, hy is opgewek uit die dood, hy het verskyn aan sy disippels en hy het opgevaar na die hemel. Hoe weet ek en jy dan, wanneer die oor en oog getuies se blik oor Jesus afsluit op aarde, wanneer hulle sien Jesus vaar op na die hemel, hoe kan ek en jy dan vandag die sekerheid hê, wat die belydenis vir ons gee, dat Jesus dan aan die regterhand van God die Vader is? Hoe weet ek dit? Hoe kan ek werklik seker wees? Hoe kan ek daaraan vashou dat Jesus aan die regterhand van God die Vader is? Maar wat as daar 'n ooggetuies wat dit kan bevestig dat Jesus in die hemel is? Want die ooggetuies se blik het afgesluit toe hulle gesê het, maar Jesus het opgevaar na die hemel. Dis wat ons van Jesus gesien het. Maar wat as daar 'n oor en oog getuie kan wees wat bevestig dat Jesus nou in die hemel is aan die regterhand van God? Ontmoet vir Stefanus. Handelinge 7 vers 51 tot 60. In vers 51, nou is hy in die woord, hy sê, julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle verstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders ook gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Het hulle God se boodskappers nie doodgemaak, wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het nie? Nou het julle self ook die regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur die bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars, maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk, en soos een man het hulle op hom afgestorm. Hulle is op uit die stad uitgesleep en hulle het hom gestenig. Maar die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieë neergesak en hulle het hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En hy het gesterwe. Ons lees vanoggend tot sover. Nou, Stefanus kom bevestig vir ons, waar is Jesus? Hy bevestig dat ons kan seker wees
waar is Jesus? Aan die regterhand van God, want hy as 'n ooggetuie sien, Jesus is aan die regterhand van die God. Hy kyk in die hemel in. Hy sê, kyk, ek sien die hemel oop. So hy begin deur vir ons te bevestig, dit wat die oor en ooggetuies vir ons gesê het, dat Jesus opgevaar het na die hemel. Nou sê Stefanus, hy bevestig ook dit wat hulle gesê het, waarheen Jesus gegaan het. Want hy sê, ek sien die hemel oop. En dan sê hy bevestig waar Jesus nou is. Ek sien Jesus aan die regterhand van God staan. Nou is die vraag, met wie praat Stefanus hier? Stefanus praat hier met die Jode wat Jesus as die Messias nie wou aanvaar nie, maar hom eerder doodgemaak het. Paulus vertel ook vir ons daaroor in 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 13 tot 16. So wanneer hy hier aan die woord is, dan sê Stefanus, maar julle mense het eerder gekies om Jesus die Messias dood te maak as om te aanvaar. Waarom het dit gebeur? Jy sien, die Jode het 'n bepaalde prentjie gehad van hoe hulle Messias sal lyk. En hier kom Jesus heeltemal anders as wat hulle self voorgestel het. En omdat hy nie by hulle prentjie van hulle Messias verwagting inpas nie, sê hulle, ons maak hom eerder dood as om te glo dat hy ons Messias kan wees. Nou sê Stefanus vir hulle, maar julle het Jesus doodgemaak, omdat julle nie hom wou aanvaar nie. Verstaan julle nie die noodsaaklikheid aan die verlossing nie? Nou sê hy, maar hierdie mense, dieselfde groepering van mense wat Jesus doodgemaak het, hulle gaan my nou doodmaak, enkele oomblikke hierna, omdat ek in Jesus glo en hom verkondig. So, hulle het nie net vir Jesus doodgemaak nie, maar dieselfde groepering van mense, Jode wat nou kollektief hier gereken word, dieselfde mense gaan nou vir Stefanus ook doodmaak. Maar hy sê, julle mag my dalk doodmaak, omdat julle my boodskap nie aanvaar het nie, maar ek sê vir julle, ek sien Jesus, en hy is gereed om my gees te ontvang. So, julle mag Jesus doodgemaak het, omdat hy nie in julle blokkie van julle begrip van 'n Messias inpas nie. Julle mag my nou doodmaak, omdat ek Jesus aan julle verkondig. Maar ek sê vir julle, ongeag of julle Jesus verwerk. As julle Jesus verwerk, ek sê vir julle, hy is in die hemel en hy is gereed om my gees te ontvang, ongeag of julle hom aanvaar of nie. Jy sien Stefanus se getuienis bevestig meer as slegs net 'n belydenis. Dit bevestig Jesus se titel en sy goddelikheid. Jy sien, Jesus word gestuur na die aarde. Johannes Evangelie skets hom dikwels vir ons as die gestuurde seun van God. Dan hoor ons in die sinoptiese evangelies hoe hy op aarde gebore is. Hy kom van Nasaret. Maar dan deur sy kruisdood en opstanding word sy goddelikheid bevestig. Maar wanneer Jesus nou aan die regterhand van God staan, dan bevestig dit dat hy is die gestuurde seun van God. Dit bevestig sy goddelikheid, dat hy ook self God is, wanneer hy aan die regterhand van God staan. Maar dit bevestig ook Jesus se aktiewe deelname aan die heerskappy van God. Want wanneer ons in die belydenis lees en dit herhaal dat Jesus aan die regterhand van God die Vader is, dan beteken dit nie net dat Jesus is slegs daar nie. Die belydenis se fokus is nie net om vir ons 'n lokale inligting te gee, om te sê, daar is die spasie, dit is waar Jesus is nie, maar dit het in doel sy geleerdes om vir ons te beskryf, maar wat is Jesus se aktiwiteit? Hoe lyk sy deelname aan God se heerskappy?
So, wanneer ons die vraag antwoord, waar is Jesus nou? Dan sê ons nie slegs net, Jesus is in die hemel aan die regterhand van God nie, maar ons sê maar, Jesus is aktief besig om deel te hê aan die heerskappy van God oor die heelal. Maar dit bevestig vir ons dat Jesus se verlossingswerk nou voltooi is. Want jy sien, wanneer Jesus gestuur is vanuit die hemel as die gestuurde seun van God, hy vaar op na die hemel en hy sit nou aan die regterhand van God die Vader, dan bevestig dit vir ons dat die verlossingswerk van Jesus, dit is nou heeltemal voltooi. Want toe Jesus uitgeroep het op aarde, het hy aan die kruis uitgeroep, tetelestai, dit is volbring, dit is afgehandel. Die Griekse woord wat hy gebruik, is in die perfektheidsvorm. Dit is afgehandel in die verlede, maar die effek daarvan duur voort. So nou het Jesus opgevaar na die hemel, en hy deel aan die heerskappy van God, aan die regterhand van God, op grond van die verlossingswerk, wat hy nou voltooi het. Dis afgehandel in die verlede, maar nou waar Jesus regeer, duur die effek van hierdie verlossingswerk nou voort. Maar hoe help Stefanus se belydenis dan vir my? Is dit maar net 'n belydenis wat hy gehad het oor wie Jesus is, of kan daai belydenis vir my en jou vandag ook help? Die belydenis help ons om dit wat ons in die belydenis skrifte leer, vir ons te sê dis waar. Stefanus kom as 'n oor en oog getuie, kom sê vir ons dat Jesus is in die hemel. Hy is aan die regterhand van God. Die belydenis wat ons het is waar. Ons leef in 'n wêreld waar alles maar dikwels so maklik gerelativeer word. Waar waarheid nie meer vir mense iets is waaraan hulle kan vashou nie. Maar ek en jy het die belydenis, die geloofsbelydenis wat ons saam in die kerk deur al die eeue bely. Stefanus kom sê vir ons, die belydenis is waar. Jesus is aan die regterhand van God die Vader. Aan hierdie belydenis kan ek en jy vashou. Stefanus se getuienis sê vir my en jou dat daar is 'n toekoms groter as dood en seer kry. Jy sien wat gebeur. Ek en jy leef maar vir 'n kort tyd hier op aarde. Hier is ek en jy maar uitgelewer aan dood, verganklikheid, seer kry, stikkend, gebrokenheid. Ek weet nie waar is jy vanoggend nie. Waarmee worstel jy in jou hart nie? Maar Stefanus se belydenis kom sê vir ons, daar is vir ons 'n toekoms groter as die dood en die seer kry van hierdie lewe. Stefanus se belydenis kom help ons ook om te sê dat daardie toekoms, dit is nie net vir ander mense nie. Wanneer ek in Christus is, weergebore aan hom behoort, dan kom sê Stefanus se belydenis ook vir my en jou wat daarvan lees in Handelinge, soos die skrywer dit onthou het en dit opgeteken het, Lukas. Kom sê dit vir ons, maar ek kan in Christus deel in God se toekoms. Jy sien, wanneer Stefanus in die hemel inkyk, dan trek sy belydenis vir my en jou die gordyn oop, om te sê, so lyk God se toekoms. Hier op aarde kan dit vir ons dalk lyk, of stikkend, seer, gebrokenheid, verganklikheid die oorhand het. Maar Stefanus kom sê vir ons dat, wanneer ons in die hemel inkyk, dan sê Stefanus, wanneer Christus in die regterhand van God staan, kan ek en jy deel in die toekoms saam met Christus. Want Christus in die hemel, 1 Johannes 2 vers 1, leer ook vir ons, hy pleit vir ons in. Hy is ons advokaat. Hy is ons parakletos in die Grieks. Hy tree vir ons in, namens ons by God, sodat ek en jy ook 'n toekoms by God in Christus, saam met hom in die hemel sal hê. Ek dink aan Paulus se woorde daar in 1 Tessalonisense, wanneer hy skryf in hoofstuk 4, vers 13 tot 18. Dan sê hy in vers 17, en wanneer Jesus se wederkoms plaasgevind het, so sal ons vir altyd by hom wees.
Wat is my toekoms in Christus? My toekoms in Christus is dat ek vir altyd by Christus sal wees, as ek in hom is. En dit, vriende, maak my voorwaar opgewonde. Maar hoe verander dit dan die manier hoe ek nou leef? As ek weet ek het eendag 'n toekoms in Christus saam met hom in die hemel, hoe verander dit die manier hoe ek dan nou leef? Deur geloof kom buig ek voor hom. Wanneer ek Christus deur die belydenis van Stefanus, deur my geloofsoë in die hemel aan die regterhand van God sien, dan kom buig ek nou met my lewe voor hom. Ek kom buig voor Christus en sê, Here, alles wat ek is, alles wat ek het, in elke aspek van my lewe, wil ek U eer prioritiseer. Ek wil my lewe aan U oorgee. Ek wil hê dat U deur die Gees in elke aspek van my lewe my meer soos Jesus moet kom maak. Ek buig voor U, Here. Maar van blydskap juig ek ook. Want jy sien, ek en jy kyk verder. Ons kyk verder as die stikkend, die seer, die gebrokenheid van hierdie lewe. Ons kyk in die hemel in en daar sien ons deur ons geloofsoë op grond van Stefanus se getuienis Jesus aan die regterhand van God die Vader en van blydskap te midde van seer kry, swaar onsekerheid wat ek hier op aarde mag beleef. Van blydskap juig ek dan, want ek kyk verder. En deur die Gees getuig ek dan. Want wanneer my hart verander is, dan kan ek nie hierdie nuus vir myself hou nie. Dan wil ek vir ander sê, kyk deur jou geloofsoë en sien Jesus langs die regterhand van die Vader raak. Deur die Gees getuig ek dat Jesus die gekruisigde en opgestane Here is. Getuig ek van hoe my hart verander is, hoe my lewe verander is, hoe ek wedergebore is, hoe ek weet my skuld is betaal. Ek is vry. En wil ek vir ander sê, maar dit is ook vir jou moontlik. Jy kan ook daarin deel. En wanneer ek deur die Gees hierdie geloofsekerheid doelagtig geword het, dan wil ek getuig. Dan wil ek vir ander gaan vertel. God se genade is vir my genoeg. So met die oog op Jesus se teenwoordigheid by God, kan ek en jy uitsien na die wederkoms van Jesus. Want, onthou wat dit sê ons geloofsbelijdenis. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Jesus sit nie net aan die regterhand van God die Vader waar hy nou regeer nie en vir my intree nie. Maar Jesus kom ook weer. En vriende, as ek in Christus is, het ek voorwaar rede om uit te sien na Jesus se wederkoms. Maar wanneer ek en jy dink aan wie Jesus is, mag ek en jy altyd die grootheid van Jesus voor oë hou. Mag ons nooit gewoond raak aan ons begrip of ons verstaan van wie Jesus is nie. Maar mag ons altyd in verwondering bly oor wie Jesus is, op soek daarna om hom meer, beter en dieper te leer ken. Want ons weet, hy kom weer, en dan sal ons hom van aangesig tot aangesig sien, met die verwagting om ewig, vir altyd by hom te bly, en die ewigheid as ware te kon gebruik, om hom nog beter, dieper te kon leer ken. Ek sluit af. Mag ek en jy die verwagting van Jesus se wederkoms voor oë hou, wanneer ons oë deur Stefanus se getuienis as geloofsoë op die hemel gerig hou en Jesus aan die regterhand van die Vader sien. Wanneer ek sien, Jesus regeer, dan weet ek maar, ek het 'n groter toekoms. 'n Toekoms groter as enigiets wat my hier en nou kan bedreig, uitdaag, seermaak, bekommerd laat, want my verlosser leef. Hy regeer aan die regterhand van God die Vader en hy kom weer. Vriende, mag ons met hierdie geloofsverwagting deur geloofsoë leef. Ons oë gefestig op Jesus wat aan die regterhand van die Vader is. Amen.